Way down among Brazilians, coffee beans grow by the billions, so they've got to find those extra cups to fill. They've got an awful lot of coffee in Brazil. You can't get cherry soda, 'cause they've got to fill that quota. Ja, goeiedag en welkom by nog 'n episode van Koffie en Kontrakte. Skalk, hoe lyk dit? Pieter, goeiedag. Ja, dit gaan goed, dankie. Van ons laaste. Vandag gaan dit ons seker ons laaste en dit is baie belangrike deel van die huiskoopproses wees. Die sluiting van die kontrak. Ja, dis die punt waar jy weet waar al die harde werk begin afbetaal. Jy weet, as jy koper is, dat die laaste stap voor jy jou nuwe huis kan betree. En ons wil jou elke stap deur hierdie sluitingproses lei sodat jy nie enige slaggate kan tref nie. Dis reg, en dit is nie papierwerk taak nie. Dis die sluiting van volle emosie en daar's verskeie dinge wat jy moet weet om seker te maak om alles glad te laat verloop. Ja, die eerste stap is natuurlik na die koop van die huis, is die finale deurloop. Dit is nie iets wat jy wil oorslaan nie. Al het jy dalk al die einde nog gesien voorheen, dit gebeur tipies 'n dag of twee voor die sluitingsvergadering. Ja, dit is ook die kans om die huis vir die laaste keer te inspekteer en te verseker alles in plek is. Maak seker dat die eiendom nog in dieselfde toestand is toe jy dit laas gesien het. Gaan na alle kamers, kyk of alle skade of daar enige skade is wat nie voorheen opgemerk is nie en verifieer of daar enige herstelwerk wat ooreengekom is afgehandel is. Ja, as daar enige probleme is wat nie reggestel is nie, kan jy dit direk aan die verkoper of jou agent aandui. En dit kan selfs beteken dat jy die sluiting kan uitstel, tensy dit gedoen word. Onthou, jy wil nie die sluiting sit en agterkom dat jy iets misgeloop het nie. Ja, volgens is die sluitingsdokumente, ek weet, dit is nie in die mees opwindende deel nie, maar dit is absoluut noodsaaklik om dit deeglik deur te lees. Ja, natuurlik as koper is dit baie belangrik om 'n deeglike begrip van wat jy onderteken te hê. Hierdie dokumente bevat natuurlik alles van die amptelike koopkontrak tot die oordrag van die eienaarskap. En dit kan die finansieringsooreenkoms as ook enige spesifieke bepalings of voorwaardes wat jy afgespreek het insluit. Ja, jou agent en die prokureur is ook natuurlik wat die meeste werk vir jou doen, maar jy moet nie jou kans misloop om vrae te vra nie. As jy iets nie daarvan verstaan nie, moet jy nie huiwer om te vra nie. Dis jou geld en jou nuwe huis wat op die spel is. Dit is nie tyd om te raai nie. Ja, en onthou, een van die belangrikste dokumente is die akte van oordrag. Dit beteken dat die huis heeltemal joune sal wees wanneer dit onderteken word. Ja, na die dokumente en die tyd van die fondse oordrag, hierdie stap behels die betaling van die deposito en die sluitingskostes. Dis een van die mees belangrikste stappe van die transaksie voltooi. Maar jy wil hê, dit moet jou nie verbystap nie. Met ander woorde, dit moet jou nie sidestep nie. Ja nee, kyk, dit is waar jy die finansiële kant van die transaksie afhandel. Jy sal seker maak dat jou deposito en enige ander kostes soos prokureursfooie, belastings, betyds oorgedra moet word. Dit is natuurlik ook iets wat met jou prokureur en bank gekoördineer moet word om seker te maak dat alles reg is. Ja, maak seker dat die spegdatums nie mis nie. As jy laat is, kan dit die sluiting vertraag en dit is vir niemand lekker nie. Dit is belangrik om 'n goeie verhouding met jou bank en prokureur te handhaaf om te verseker dat alles op koers is. Ja, nou kom ons by die sluitingsvergadering. Dit is die groot oomblik, die sluitingsvergadering. Hierdie is natuurlik die plek waar jy die meeste van die amptelike papiere onderteken en waar al die formele prosesse afgehandel word. Ja, dit is 'n belangrike vergadering en jy moet voorbereid wees daarvoor. Bring jou ID, enige ander dokumente wat nodig mag wees. Die prokureur sal jou deur die dokumente lei en jy sal elke dokument een vir een deurgaan. Maak seker alles is reg en dit dan onderteken.
Ja, en dit is belangrik om nie gejaag te voel nie. Jy weet, Skalk, as jy iets nie verstaan nie, moet mens dadelik vra. Ek weet dit is natuurlik maklik om in die oomblik oorweldig te voel, maar onthou ook, jy as die koper het die reg om elke stap te verstaan en vra te vra. Dis heeltemal so, Pieter. En dan kom ons seker by die laaste punt van sleutels oorhandig. Dis altyd die lekker deel vir enige ou. En dit is die laaste gedeelte ook, wat 'n ou nou na so 'n hele proses deurgaan. Dit is die hoogtepunt van die dag, die oorhandiging van die sleutels. Nadat jy die dokumente onderteken het en die fondse verwerk is, sal die huis joune wees. Ja, dit is die oomblik wat jy en jou gesin lank voor gewag het. En as alles reg verloop het, sal jy die sleutels van jou nuwe huis kan ontvang en die deure oopsluit om jou nuwe hoofstuk te begin. Ja, daar is die magiese oomblik wanneer jy uiteindelik besit neem van jou droomhuis. Met ander woorde, die huis is nou geregistreer op jou naam, nou is dit joune. Maak 'n spesiale oomblik. Jy het hard gewerk om daar te kom. En dit is waar ons ook as agentskappe, meeste van ons, vir jou dan 'n plomme en 'n botteltjie champagne gee en kom ons vier dit saam. Wees bly oor die plek. Ja, koper, as 'n koper is dit natuurlik hoe die sluitingsproses lyk. Dit mag dalk soos 'n lang pad voel, maar elke stap is belangrik om seker te maak dat jou kooptransaksie glad verloop en ook suksesvol verloop. Nou, en onthou, jou agent en die prokureur is daar om jou deur elke stap te help. Moenie huiwer om vrae te vra nie en moenie oorhaastig wees nie. Elke detail is belangrik. Dit was lekker om jou deur die sluitingsproses te lei. Onthou natuurlik, goeie voorbereiding sal vir jou help om jou huiskoop te geniet en na die eerste stap oor die drempel te neem, waar jy, as jy regtig pas getroud is, dan kan jy jou vroutjie daaroor dra. Ja, is reg, ja. Ja, nou ja, so, dit is nou kom ons tot aan 'n einde, Pieter. Baie dankie vir jou en tot volgende keer. Jy het 'n warm Vrystaat uit. Sê ons dan totsiens. Ja, en mag jou nuwe huis jou baie geluk bring. Totsiens. The views expressed in this podcast are for informational purposes only and should not be construed as legal or financial advice. Always consult with a qualified professional before making any real estate decisions. Nog een kopje koffie kan die einde van die aand met nog 'n wyle uitstel voor ek huis se kant toe staan, want te skielik is die tyd verby en sal ek haas my ry moet kry te gou.